Want jy weet, slegte dinge gebeur mos nie met goeie mense nie, of hoe? En as dit wel gebeur, dan kan of wil ons dit nie verstaan nie, en dan sê ons, waarom Here, waarom, hoekom, wat het hy of sy gedoen om dit te verdien? Bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof U vanoggend omdat U goed is en daar geen einde aan U goedheid is nie. Dit wat vir ons menslik onmoontlik lyk, ons wat as mense dikwels ongeduldig raak en dikwels ons goedertierenheid, ons goedheid terughou, U doen dit nie. U goedheid duur van ewigheid tot ewigheid, voordat ons gebore was, voordat U die aarde geskape het, was U alreeds goed. Was U alreeds 'n God van liefde, 'n God van oneindige genade. En U het Uself in die geskiedenis openbaar deur ons Here Jesus Christus as 'n God wat red, as 'n God wat ons uit die dieptes van ons eie sonde hel uit verlos het. Uit 'n God wat deur die Heilige Gees in ons harte spreek, dat die woorde wat ons oopmaak en wat ons lees, dat dit die waarheid is en dat dit vir ons blydskap kan bring en verligting. Genadige God en Hemelse Vader, ons het sopas gesing dat daar niks voor U bedek is nie, dat U alles weet. En daarom vra ons ook dat U aan ons sal openbaar, daar waar ons in ons gedagtes, in ons handelinge, in ons woorde, waar ons op die verkeerde pad is. Dat U deur die Heilige Gees aan ons sal openbaar, dat ons graag op 'n pad van heiligmaking sal wil kom. U ken U kinders, U weet wat in hulle lewens aangaan. Ja, selfs daar waar die sondes al so diep weggesink het, daar waar ons boesemsondes vertroetel, daar bid ons dat U dit vir ons sal openbaar en dat U ons sal lei op die regte baan. En so bid ons dan ook, Hemelse Vader, dat die Heilige Gees ons sal lei op die regte weë. Die Heilige Gees ons sal lei daar waar ons wankelend voortstrompel op die verkeerde pad, en dat U ons op die regte pad sal bring. U ken U kinders en U weet wat ons stryd is in die geheim, en U weet wat ons stryd is, dikwels wat ander mense openlik kan sien. En daarom kom ons na U toe in volle afhanklikheid, want dit is slegs deur die genade van die Heilige Gees dat ons na U toe kan kom, en ons bid dat U ons dan ook met hierdie erediens nie sal aansien in ons swakheid nie, maar sal aansien in U Seun Jesus Christus, wat die volmaakte weggehou het. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen. Twee skrifgedeeltes, een uit die Ou Testament, en ons lees uit die profesie van Jesaja, daar vanaf die 6de vers in die 55ste hoofstuk. Jesaja 55, daar sê die profeet in vers 6, soek die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here.
Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deur vochtige maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vreugde gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal daar 'n sipres opgaan, vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan en dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. En nou blaai ons na die Nuwe Testament, na die evangelie volgens Lukas, en ons lees daar in Lukas 12, lees ons van die 54ste vers, Lukas 12 vers 54, die Here Jesus Christus besig om die skares te onderrig, besig om hulle te lei in die weë van die koninkryk van God. En hy, dis nou vers 54, en hy het ook aan die skare gesê, wanneer julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, daar kom reën. En dit gebeur ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle, dit sal gloeiend warm wees, en dit gebeur. Gefeinstes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? En waarom oordeel julle ook nie uit julleself wat reg is nie? Want, terwyl jy met jou teestander na die owerheid gaan, doen moeite op die pad om van hom los te kom, sodat hy jou nie miskien voor die regter sleep en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en die geregsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy ook die laaste oortjie betaal het nie. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs, wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle heel nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle heel nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie, kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot so ver daaruit. Lukas 13 vers 3, ek sê vir julle, sê die Here, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Geliefdes, ons ken die gesegde, die blinde sambok het hom of haar getref. Dit beteken dat een of ander ongeluk of ramp het oor die pad gekom van iemand wat dit verdien. Deesdae praat mense ook van karma. Dis 'n Hindoe term wat daarop dui dat wat jy saai, sal jy maai. Saai jy mooi positiewe dinge, sal jy eendag daarvoor beloon word.
Saai jy kwaad, sal dit jou eendag inhaal, nou of in jou volgende gereïnkarneerde lewe. Hoe dit ook al sy, boontjie kry sy loontjie. Want jy weet, slegte dinge gebeur mos nie met goeie mense nie, of hoe? En as dit wel gebeur, dan kan of wil ons dit nie verstaan nie, en dan sê ons, waarom Here, waarom, hoekom, wat het hy of sy gedoen om dit te verdien? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, het Johannes gesê, want die byl lê ook al teen die wortel van die bome, en elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ja, sê die Here, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lig te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? Hoe is dit dat julle nie die stormwolke oor julle eie lewens sien saampak nie? Die loon van die sonde is die dood. Dis elke mens se verdiende loon, ongeag ouderdom, van speenoud tot stokoud, ongeag of jou naam Moeder Teresa is en of jou naam Donald Trump is, niemand verdien iets anders nie. Die vraag is dus nie hoe kan ek 'n God dien wat toelaat dat babetjies gebore word en dan sterf nie? Want jy weet, daar's baie hoogmoedige mense wat God wil oordeel, maar min wat besef dat dit eintlik hulle self is wat onder die oordeel staan. Min wat besef dat dit 'n ongelooflike wonder is dat daar nog hoegenaamd babetjies gebore word. Of hoekom jy's hierdie een of daardie een, maar nie hierdie een nie. Nee, die vraag is, hoekom leef ek nog? Wat maak dat ek nog offers kan bring? Wat maak dat die rampe my nie tref nie? Ek leef sodat ek myself kan bekeer. En dis hoekom die Here vandag vir ons sê, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. So wat bedoel die Here Jesus as hy vir die mense sê, hulle moet hulle self bekeer? En wat beteken dit hier in ons skrifgedeelte? Beteken dit, as hulle hoor hulle moet hulle self bekeer, hulle miskien minder na ander vroue moet kyk? Beteken dit dat hulle moet ophou om te lieg as hulle inkomstebelastingvorm invul? Dat hulle moet ophou om te skinder of minder te drink of op te hou om te vloek? Wat beteken dit? Dit beteken eenvoudig, geliefdes, dat hulle hom as hulle verlosser moes herken. Bekering beteken om heelhartig, sonder voorbehoud, die Messias van Israel as jou verlosser in die geloof te omhels. En dis rondom hierdie bekering of gebrek daaraan dat jou ewige toekoms afhang. Ons weet mos, jy is of vir Jesus of jy is teen hom. Hy is of jou verlosser of hy is jou teestander. En jy en jou teestander is op pad na God se regterstoel. Jy's diep in die skuld. Jy's ongelooflik diep in die skuld. Jy het geen kapitaal nie, jy het geen verdienste nie. Die uiteinde van die hofsaak gaan baie sleg vir jou afloop. Doen nou moeite om jou met jou teestander te versoen, terwyl jy nog op pad is, terwyl daar nog 'n geleentheid is. So broeders en susters, ons teksgedeelte sê, dat ons onsself tot Jesus moet bekeer, anders gaan ons die ewige dood tegemoet. Maar terwyl ons teks die noodsaak van bekering beklemtoon, onderstreep dit wat vooraf gaan en die gelykenis daarna, die dringendheid van daardie bekering. Jy moet jouself bekeer, nee, jy moet jouself nou bekeer, terwyl daar nog 'n geleentheid is. Die tuinier tree in by die eienaar en hy sê, nee, nie nou al nie. Nog nie dadelik nie. Gee my asseblief 'n verdere geleentheid om hierdie boom nat te maak. Om hom te bespit en te bewerk. En dan is daar nog 'n Sondag.
En iewers in die stad of hier in die Suid-Vrystaat word die kerkdeure oopgesluit. En die dominee klim op die preekstoel. En die Here lei nat. En die Here bespit en hy bewerk die vyebome in sy wingerd. Maar dit sal nie vir altyd aanhou nie. Die byl lê al teen die wortel van die vrugtelose vyeboom. Iewers in 'n kaserne is Pilatus se soldate besig om hulle swaarde te slyp. Krake begin al wys in die toring van Siloam. Iewers in die are het die bloedklont nou al vorm begin aanneem. Iewers in die ingewande is die gewas besig om te groei. En in die weste pak die stormwolke saam. En diep onder die oppervlakte van die oseane is die spanning op die aardplate besig om onhoudbaar te word. En ergens in Palestina het die tuinier en die eienaar nou ooreengekom, dit is nou tyd, kap hom uit. En wat het ons gelees in Jesaja 55, geliefdes? Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees, want die Here vergeef menigvuldiglik. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons bely dat ons soms so selfgenoegsaam kan wees. Ons bely dat ons soms so argeloos kan wees met die genade wat U in die wonderlike liefde aan ons bedien. Ons bely dat ons harte soms so hard kan wees. En dit is net deur die werking van die Heilige Gees dat daardie kors van ons hart gebreek kan word, dat ons bereik kan word deur 'n evangelie woord. 'n Evangelie woord wat ons se Here Jesus Christus in al sy liefde, in al sy genade voor ons plaas, maar ook in sy dodelike erns. En so bid ons dat hierdie woord sal uitgaan oor hierdie aarde, dat dit al die uitverkorenes sal bereik, elkeen van hulle. U weet wie hulle is. Ons bid dat ons wat daardie genade tyd ontvang het en wat ons nog hier leef op aarde, dat ons self hierdie liefde, hierdie offer van ons Here Jesus Christus sal omhels. Nie net iets wat met ander gebeur nie, maar ook met my. Ons bid met U sal wees met al die mense wat op die oomblik op die paaie is, dat hulle ook die erns van hulle situasie sal besef. En ons bid ook, Hemelse Vader, dat elke een van diegene wat tot dusver in sy lewe roekeloos gelewe het, sal nadink oor die woord van ons God, want daardie woord sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.